Baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondagoggend gehoorsaam is aan God se stem. Psalm 11:7 sê God vir jou en my vanoggend: daar is niks vals in wat die Here sê nie. Sy woorde is so silwer wat oor en oor in 'n oond gesuiwer is. Geliefdes, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader deur Jesus Christus sy Seun. En mag dit vir julle ryklik vermenigvuldig word deur die inwonende krag van die Heilige Gees in elkeen van julle. Amen. Nou vanoggend, geliefdes, wil God met jou en my kom praat oor wat is regtig veilig. En ek dink in die tyd waarin ons lewe is hierdie 'n baie relevante vraag. God kom op hierdie Sondagoggend met 'n antwoord eintlik op hierdie vraag van wat hy self vra, wat is veilig? Omdat hy weet wat feitelik in die harte van elkeen van ons leef. En hierdie vraag is weer eens, wat is regtig veilig? Want ons mag dalk dadelik voel om te sê, wel ek is veilig waar ek bly, dink ek, want daar's genoeg sekuriteit. Ek is veilig wanneer ek in my voertuig sou klim, want ek is verseker. Op my huis het ek versekering, my voertuig het ek versekering, as iets onvoorsien sou gebeur. Ek is veilig in my werksituasie, want ek het 'n goeie aftreeplan. Ek het 'n goeie mediese fonds, so wat my gesondheid betref, is ek veilig. Klink dit dalk vir jou bekend? Miskien vir baie van ons klink dit regtig voldoende. Maar ek wil jou kom skok vanoggend. Want dit is nie waarvan God praat wanneer hy vanoggend vir jou en my kom vra. Wat is veilig nie? God sê niks van bogenoemde. Want wat hy vra, geliefdes, wat van jou gedagtes, jou aksies, jou mond? Wat daarvan vra God is veilig? Wel, want al dink ons is goed verseker, en ja, dit mag dan baie goed wees om al hierdie dinge in plek, bogenoemde dinge in plek te hê. Dit voel na wysheid. Maar onthou, God se waardes, geliefdes, en jou en my waardes is nie dieselfde nie. Verseker nie. En daarom kom sê God, al wat werklik in hierdie lewe, op hierdie aarde, waarin ek en jy onsself nou bevind, wat werklik saak maak, is jy moet 'n lewende verhouding met God hê. Jy moet in 'n lewende verhouding met God leef elke dag. En luister baie mooi, geliefdes, dit gaan nie daaroor of jy vir God ken nie. Dit gaan nie daaroor of jy baie van hom praat nie. Dit gaan ook nie daaroor of jy baie bid nie. Maar dit gaan daaroor of jy in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom leef. En kom ons wees vanoggend eerlik met onsself. Die ganse mensdom sukkel met verhoudings. Hoekom? Geliefdes, want verhoudings is ingewikkeld. Verhoudings is harde werk, dit kos effort. Dit verg commitment, wederwysige respek, vertroue, opregtheid, eerlikheid, liefde. En hier is alles dinge wat vir mense nie altyd maklik is en daarom sukkel hulle. En jy as gevolg hier gaan dit verseker iets van jou en my vat om werklik in 'n verhouding met God te staan. Ons kan nog maklik sê ons staan in 'n verhouding met mense want ons sien hulle. Maar ons sien nie vir God nie. En dit is hoekom dit soveel meer van jou en my gaan verg om in 'n lewende verhouding met God te leef. Maar onthou, niks wat die moeite werd is maklik nie. En verseker is 'n lewende verhouding met God drie-enig, God almagtig, meer as die moeite werd.
Nou geliefdes, na aanleiding van hierdie vraag wil God met ons kom praat oor 'n skrifgedeelte daar uit Esegiel. Kom ons maak die woord nou oop daar by Esegiel 16. Dan lees ons van vers 1 tot en met vers 6. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Here my God vir Jerusalem. Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was 'n Amoriet, jou ma 'n Hetiet. Toe jy gebore is jou naalstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad nie met sout ingevryf nie, en jy is nie in handdoeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg, of het soveel vir jou oorgehad, dat hy een van hierdie dinge vir jou sou gedoen het nie. Jy is met afskuw behandel en in die veld weggegooi, die dag toe jy gebore is. En nou staan vers 6. Toe het ek, sê God, verbygekom, en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. God herhaal dit 2 keer. So geliefdes, wat is dit wat uitstaan in hierdie skrif wat ons saam gelees het? Die woordjie leef. So wanneer God by jou verbygaan, soos ook weer vanoggend op hierdie Sondagoggend, en asseblief, ek pleit by jou, moet dit nie mis nie, dan kom sê God weer eens vir jou, jy wat luister, leef. Want solank as wat 'n baba nog in die moederskoot is hulle in 'n heel ander wêreld. Maar die oomblik wanneer hulle gebore word, dan laat hulle daardie wêreld agter, omrede hulle nou in 'n totaal nuwe wêreld is, nie waar nie. Nou geliefdes, wat hierdie woord vanoggend vir jou en my wil kom sê is dit. Wanneer jy sou sê ek is veilig, want ek is wedergebore, ek het my lewe totaal aan die Here gegee, ek het 'n nuwe blaadjie omgeslaan, dan is jy veronderstel om die oue agter jou te los. En dit beteken, geliefdes, alles wat deel is van die oue. Maar help asseblief 'n bietjie reg. Hoe is dit dan moontlik dat ons sou sê, ek is verseker wedergebore, ek is gered, ek is 'n kind van God. Maar ons hou steeds aan om mense te haat, om mense te veroordeel, om mense te judge, te kritiseer. En ons weier om mense te vergewe. Al die dinge wat in ons, onder ons ou mens, in ons ou menslike bestaan gedoen het. Ons sukkel om dit te doen. Met ander woorde, ons kry dit nie reg om in die nuwe in te beweeg en die oue agter ons te laat nie. Ons kry dit net nie reg om die oue van onsself agter ons te laat nie. Ons sukkel daarmee. Maar kom sê ons maklik, ons is veilig. Ons is wedergebore. So hierdie maak nie vir my sin nie. En dan is daar ook diegene wat sê ons is veilig, maar miskien was hulle in hulle verlede iemand wat dalk lang vingers gehad het. En nou is my vraag, hoekom moet diegene rondom hulle dan nog steeds hulle beursies wegsteek, as hulle sê dat hulle veilig is? Dit gaan nie net oor die steel van geld nie, hoor my hart vanoggend. Maar ook die steel van jou vreugde, jou blydskap, jou vrede, jou liefde. En nou moet jy ook jou beursie van liefde, vrede en blydskap wegsteek. Hoekom? Hoekom? Ek vra maar net. Dit is wat ons almal sê maklik, ons is veilig. Maar nou kom vra God, waarvan is jy veilig?
Van wat is jy veilig? Hoekom sê jy jy's veilig? En wat laat jou dink dat jy veilig is? Ek is oortuig dat hierdie nogal 'n vraag is wat baie selfondersoek nodig het. Want wat doen godsdiens? Wat doen hierdie gees van godsdienstigheid? Wanneer mense nog leef met hierdie gees van godsdienstigheid. Hulle sal letterlik rondloop en almal rondom hulle net probeer red. En dan die volgende dag, dan is almal weer terug dieselfde as wat hulle was. En daarom kom sê God, wat presies beteken dit om veilig en gered te wees? Geliefdes, ons almal praat van redding en verlossing. Nie waar nie, maar ons verlede is steeds deel van ons. En eintlik het niks verander nie. Ons sê wel ons is gered en ons is verlos. Maar as jy in jou daaglikse optrede na mense kyk, dan is dinge nog presies dieselfde. Ek kan nie hierdie vraag beantwoord vir jou nie. Net jy alleen kan voor God hierdie vraag aan hom beantwoord. Want ons is veronderstel om net soos wanneer 'n baba gebore is, dan is alles nou anders. Daardie baba is gewoond om in sy moeder se skoot te wees. En nou is hy uit in hierdie wêreld en alles is anders. Alles waarin hulle in die moeder se skoot gewoond was, is nou nie meer dieselfde nie. En geliefdes, ons, ek en jy, is ook veronderstel om anders en nuut te word na ons redding, ons verlossing en ons bevryding. Maar omdat niks verander het in soveel mense se lewens nie, daarom kom sê God vanoggend, as jy werklik met sekerheid kan sê dat jy veilig en gered is, dan moet jou lewe van elke dag dit wys. Hier is 'n tydtoffie, né? Geliefdes, die woord moet jou in totaliteit verander. En God sê leef. Maak nie saak wat was nie. Die oomblik wanneer jy sê ek is gered, ek is veilig, dan moet jy anders optree en sigbaar lewe. Nie volgens jou standaard nie. Nie volgens die wêreld se standaard nie, maar volgens God se standaard. En jy kan ook vra, hoe doen ek dit? God sê lewe vreugde, lewe blydskap, lewe vrede, lewe God. Dit is die enigste ding wat God as ware self uitskree ook in hierdie skrif. Leef. Dit is wat God vanoggend vir jou kom sê wat luister. Leef. Kom ons lees wat staan daar in Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en dit gee lewe. Nou geliefdes, God se woord is lewe. Maar ek en jy moet dit begin leef. Jy kan nie sê dat jy veilig en gered is en dan het jy nog steeds jou ou karakter nie. En daarom sê God, gesien in hierdie lig, wat is regtig veilig? Want ek en jy mag nooit vergeet wat die karakter van God is nie. Wat is God se karakter? Verseker is dit liefde, vreugde, blydskap, goedheid, getrouheid, geduld, hoop, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, die vrugte van die gees. Dis God se karakter. En God is ernstig in sy woord wanneer hy praat oor lewe en dood. Ons vind dit op baie plekke in die woord. Kom ons kyk maar net na 1 Johannes 10 vers 10. Die tweede gedeelte waar God sê, hy, Jesus het gekom, sodat ek en jy die lewe kan hê en geniet en dit in oorvloed. Oorvloedige, abundant lewe. Dis waarvoor Jesus gekom het aarde toe. Dis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. En so gaan dit aan.
Daar's baie ander skrifte ook, wat God sê. Maar luister wat sê God, dat hy homself wil dit vanoggend vir jou en my kom gee, maar ek en jy moet nog steeds die keuse maak. Of ons dit gaan vat en of ons dit ons eie gaan maak. Kom ons blaai dan Deuteronomium 30 vers 19. En geliefdes, wat hartseer is hier is alle skrifte wat ek en jy ken, waarmee ons goed vertroud is. Ons hoor dit, ons lees dit. Maar wat maak ons regtig daarmee? En as hierdie nie vir God baie belangrik was nie, hoor my hart, sê God jy op hierdie Sondag met jou en my hieroor kom praat nie. Daar staan, en hier is eintlik 'n baie belangrike skrif, wat God wil hê dat ek en jy vanoggend weer opnuut ter harte sal neem. Daar staan, luister mooi, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle. Dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. Wat? Het jy baie mooi gehoor? God sê ek hou hierdie twee goed aan jou voor, die lewe en die dood, maar jy moet kies. En dan kom help God ons, hy sê kies die lewe sodat jy kan lewe. Want wanneer jy nou die oue gekies het, luister my, nadat jy gered is, dan kies jy eintlik daarmee saam die dood en vloeke. Hoekom? En waarom dink jy sal God sê lewe? Dit is want al die blessings vir jou en vir my is opgesluit in lewe. En daarom na aanduiding van daardie skrif in Esegiel, wat God aan elkeen van ons vanoggend kom gee het, kom vra hy, en ons is baie lief om te sê, dat ons veilig en gered is. Ons sê dit baie maklik. En ek kom vra God na aanleiding van hierdie skrif vir jou, wat is regtig veilig? Wat vanoggend kan jy met sekerheid in jou hart sê is veilig? En daarom geliefdes is dit tyd. Dis tyd vir die kinders van God om anders te begin leef as wat jy dalk vir 'n hele leeftyd tot nou toe geleef het. Sodat God jou kan seën. Maak nie saak wat nie. Ek en jy geliefdes, hoor my hart, is veronderstel om op een woord van God Almagtig, God Drie-enig, die hoogste autoriteit, te wandel. En hy kom gee opnuut vanoggend weer aan jou en my hierdie een woord, en dit is lewe. Want luister geliefdes, ons is in werklikheid, almal van ons, is wonderwerke van oorlewing. Raak net vir 'n oombliekie stil. En dan dink jy 'n bietjie, hoe het jy regtig tot hier gekom? Deur alles waardeur jy al in jou lewe gegaan het. En nog steeds het jy nie jou kop verloor nie. Jy het nie gekwit uit hierdie lewe uit nie. Die kan nie anders as om te moet erken, dis net 'n goddelike wonderwerk nie. 'n Wonderwerk uit God se troonkamer uit nie. Elke dag in jou wandel op hierdie aarde, geliefdes, en jou oorlewing is 'n wonderwerk uit God se troonkamer uit. En daarom, hoor my hart vanoggend, kom sê God vir elkeen wat luister, kies die lewe en sien jouself as 'n wonderwerk van oorlewing. Ek sluit af. Ek wil nog net dit byvoeg. Ergens, en ek doen dit omdat ek weet, ergens is daar vanoggend iemand wat nodig het om die volgende te hoor. God het nog nooit in sy lewe 'n stoel gemaak nie. Maar God gee gereedskap in jou hand om 'n stoel te maak. Hy het wel die boom gemaak waaruit die hout afkomstig is. Maar jy moet die stoel maak.
Daarom, geliefdes, is jy die een wat veronderstel is om die bouwerk te doen. In jou verhouding met God heel eerste. Dan jou huwelik en ook alle ander verhoudings in jou lewe. Want dit gaan oor jou, sê God vanoggend. Jy wat moet kies om te lewe. Want dis waarin jou veiligheid en jou sekuriteit in hierdie lewe lê. En niks anders nie. En daarom sê God, begin. En kies vandag dit, en dan begin jy om werklik te leef. Amen. Ontvang dan ook nou die seën van die Here en gaan leef 'n vol lewe elke dag tot sy eer, tot sy verheerliking. Liefdes van die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here jou God wil jou gebede verhoor, dan jou sy vrede, sy liefde, sy guns, sy genade, sy goedheid in oorvloed skenk. Ontvang dit vanoggend nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer uit. God seën jou. Amen.